welkom by nog 'n fun en exciting les hier saam met ons. Ek's net so bly julle het almal nou weer hier ingetune vandag. So, is julle nou gereed om iets super belangrik uit die Bybel te leer vandag? Awesome! Vandag gaan ons nou 'n bietjie gesels oor hoe ons helder kan skyn vir Jesus. Maar ons kan dit net doen as ons connected bly aan God. Maar voor ons nou begin, julle, kom ons maak eers gou ons oë toe en open met gebed. Liewe Jesus, dankie dat U ons almal net weer bymekaar gebring het vandag. Help ons asseblief om meer oor U te leer en hoe ons lig in hierdie wêreld kan skyn. Leer ons ook asseblief hoe om connected te bly aan U en hoe om te groei in ons geloof. En Here, seën asseblief die tyd wat ons saam het vandag en help ons net om gefokus te bly en nie distracted te raak nie. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. Nou julle, voor ons wegspring met ons les van vandag, kom ons vat gou eers bietjie tyd om vir Jesus te sing en dans. Nou, ek wil julle graag almal aanmoedig om in te join met julle hele hart, want ons aanbid ons amazing Here en Verlosser. So, is julle gereed? Awesome, kom ons geniet dit dan saam. Are you ready? Come on! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make, alright. With everything that I am, I'll praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as
Wow, julle, is dit nie net soveel van om God te loof en aanbid nie? Dit is, né? Nou kom ons spring nou weg met ons les van vandag. Ek het nou iets baie interessant op vir julle te wys. Weet julle nou wat die is? Dis reg julle, dis 'n flitslig. Nou wie kan vir my sê wat 'n flitslig doen? Ja, dit is reg. 'n Flitslig help ons nou om in die donker te kan sien. Nou, kom ek sit hom gou-gou aan vir julle. Dit is snaaks. Hy wil nie aan nie. Ek wonder hoekom wil die flitslig nou nie aangaan nie. Dis reg. Ek het vergeet om die batterye in te sit. Kom ek sit gou-gou hom in. Aha, daar's hy! En die flitslig werk. Wat maak dit hier so toe? Daar's hy. Kyk ons nou werk die flitslig. Ai julle. Maar weet julle nou hoekom? Dit is want die battery gee vir die flitslig krag sodat dit kan skyn. Nou julle, sonder die battery is hierdie flitslig kind of eintlik useless en hy kan nie eintlik sy werk doen nie. Nou, hier is 'n ding julle. Het julle geweet ons as Christene is net soos hierdie flitslig? Julle sien, ons is veronderstel om die lig van Jesus in hierdie wêreld te skyn. Maar as ons nie krag het nie, kan ons nie skyn soos ons veronderstel is om te doen nie. Nou die manier hoe ons as Christene krag kry, is deur connected te bly aan God. Nou, kom ons leer bietjie meer oor dit uit die Bybel uit. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus die volgende: Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wow julle, wat 'n amazing vers. Nou, kom ek verduidelik gou vir julle wat Jesus in hierdie vers nou vir ons probeer sê. Jesus vergelyk nou ons verhouding met hom met 'n druiwestok, maar hy is die druiwestok en ons is die lote. Nou, vir die van julle wat nou nie weet nie, lote is nou die takke wat uit die druiwestok uitgroei. Nou, die druiwestok is basies die hoofdeel van die plant. En sonder die druiwestok sal daar nou nie takke of blare of ewen druiwe kan wees nie. Nou, omdat ons nou die lote is julle, moet ons nou aan die druiwestok vasbly om vrugte te dra. Met ander woorde, ons as Christene moet connected wees aan God sodat ons effektiewe Christene kan wees. Nou die belangrikste deel wat Jesus nou eintlik in hierdie vers met ons gedeel het, was toe hy gesê het, sonder hom kan ons niks doen nie. Julle sien, Jesus sê basies dat sonder hom kan ons absoluut net niks doen nie. Net soos wat die flitslig niks kan doen sonder die battery nie. Nou, wie kan vir my sê, wat sal nou gebeur wanneer ons nou van God af disconnected word? Dis reg. Ons gaan nie kan skyn soos wat ons veronderstel is om te doen nie. Ons sal nie kan ook funksioneer soos God ons gemaak het om te funksioneer nie. Nou julle, die gebeur gewoonlik wanneer ons ophou dinge doen soos om te bid en ons Bybel te lees en tyd saam met Jesus te spandeer. Julle sien, hoe verder ons nou weg van God af is, hoe minder skyn ons die lig van Jesus en eventually stop ons lig om heeltemal te skyn. Maar julle, wanneer ons nou connected bly aan God, daar is hy. Dan gee hy ons krag en wysheid en moed om vir hom te skyn. So, nou is die vraag eintlik julle,
hoe bly ons connected aan God en hou ons batterye vol gecharge? Wel julle, daar is 3 dinge wat ons eintlik moet doen. Nommer 1 is, lees die Bybel. Nou, julle, die Bybel is nie nou net sommer enige gewone ou boek nie. Die Bybel is die woord van God. Nou, God gebruik eintlik die Bybel om met ons te praat en ons dinge te leer. En die Bybel is so 'n kragtige manier om jouself geestelik te laat groei en om nou aan God geconnected te bly. So, julle, kom ons maak seker ons skeep nie af om elke dag ons Bybels te lees nie. Nou, kom ons kyk na die tweede ding wat ons moet doen om aan God connected te bly. Bid elke dag. Nou julle, bid help ons nou nie net om aan God connected te bly nie. Dit help ons ook om ons geestelike batterye te laai, veral wanneer ons in tale bid. Nou, as julle geen idee het waarvan ek praat as ek nou sê om in tale te bid nie, wil ek hê julle moet asseblief gaan kyk na hierdie les wat ons gaan doen het. Nou, die rede hoekom dit nou belangrik is julle om ons batterye geestelik te laai, is omdat sonder gelaaide batterye sal ons nie kan funksioneer soos ons bedoel is om te funksioneer nie. Julle sien, imagine nou hierdie flitslig, okay, het 'n battery in wat pap is. Ja, die flitslig sal ons nou nie aangegaan het nie. So julle, nie net het ons God nodig nie, maar ons moet ook ons verhouding met hom bou, sodat ons batterye vol is. Nou kom ons kyk nou wat die derde ding is wat ons moet doen, sodat ons aan God connected kan bly. Wees deel van God se familie. Nou julle, die een is baie belangrik. Julle sien, ons moet onsself omring met ander Christene, wat ons aanmoedig en help groei. Want wanneer ons nou kerk toe gaan, of sondagskool toe, en ons spandeer tyd saam met ander gelowiges, dan word ons sterker in ons geloof, en hulle help ons om nie moedeloos te raak, en geloof nou, hulle help ons nou dat ons nie opgee op ons geloof nie. Nou, julle, nou dat ons weet, hoe om aan God connected te bly, sodat ons krag het om te skyn. Nou kom die vraag, hoe skyn ons prakties ons lig vir Jesus? Wel julle, daar is 3 dinge wat julle kan doen. Nommer 1, wees vriendelik, liefdevol en behulpsaam. Julle sien, in Matteus 5 vers 16 het Jesus gesê, ons moet ons lig laat skyn voor ander, sodat hulle ons goeie dade kan sien en ons Vader in die hemel kan verheerlik. Nou julle, hierdie beteken net basies dat ons goeie dinge moet doen en vriendelik en liefdevol en behulpsaam moet wees, sodat ander Jesus in ons kan sien. Nou kom ons kyk wat anders ons kan doen om ons ligte nou te laat skyn vir Jesus. Nommer 2, deel God se woord. Julle sien, wanneer ons nou ander mense van Jesus vertel en ons praat oor sy woord, dan skyn ons lig vir Jesus. Nou, net soos wat 'n flitslig mense help om in die donker te kan sien, kan ons mense help om Jesus te vind wanneer ons die goeie nuus deel van wie hy is. Nou die laaste ding wat ons kan doen om ons ligter te laat skyn julle is nommer 3, wees gehoorsaam aan God se woord. Julle sien, wanneer ons nou gehoorsaam is aan God se woord, dan wys ons dat ons aan hom behoort. Julle sien, in 'n wêreld wat donker is en slegte dinge doen, moet ons soos 'n helder flitslig wees wat in die donker uitstaan. En die manier hoe ons dit doen, is deur te leef soos wat Jesus wil hê ons moet lewe. Nou, julle, ek hoop regtig vandag se les het julle nou gehelp om te weet dat julle flitsligte vir Jesus is, en julle moet julle lig vir hom laat skyn, maar julle kan dit nie sonder hom doen nie. Nou kom ons kyk gou wat se craft ons gaan maak om hierdie amazing les te onthou.
Wow julle, wat 'n fun craft. Ek hoop julle het nou geniet om te kyk hoe ek ons craft van hierdie week maak. Nou, as julle nou nie weet waar om die craft van hierdie week te download nie, dan moet julle nou mooi luister. In die beskrywing van vandag se video, of jy nou op Facebook kyk of op YouTube, gaan daar nou 'n blou link wees wat sê, hier is vandag se craft link. Nou, jy moet eenvoudig net op daardie link klik, en dan sal dit die craft vir jou oopmaak, sodat jy dit kan download. Nou, onthou nou hoe ek laasweek gesê het, sodra julle klaar is met julle crafts, dan moet julle dit nou vir my instuur, van hoe julle crafts uitgedraai het. Kan julle onthou dit? Wel julle, kom ons kyk gou na al die foto's wat ek nou vir laasweek se les gekry het. So kreatief. Kyk net na al daardie amazing potloodhouers. Ek het dit nou so geniet om te sien hoe julle potloodhouers uitgedraai het. Julle het hulle so mooi laat lyk en ek is net so trots op julle. Julle het almal so goed gedoen. Nou, as jy wil hê dat jou craft van hierdie week in volgende week se les moet verskyn, maak asseblief seker dat jy 'n foto neem van hoe jou craft uitgedraai het en stuur dan vir my 'n foto op WhatsApp of op Facebook, en jy kan jou foto dan op Facebook vir ons los in die comment section. So, julle wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou nog een liedjie saam met mekaar sing vir God, en dan gaan ons les afsluit. So, kom ons staan gou op en dan geniet ons dit saam. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, You will bear much fruit. you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, nothing. What? Apart from me, you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me, you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine, and you are the branches. Apart from me, you can do nothing, nothing. Apart from me, you can do nothing. Oh, oh, oh. Apart from me, you can do nothing, nothing. 'Cause I am the vine, and you are the branches.
Wow julle, ons les van vandag was net soveel van. Baie dankie dat julle my nou gejoin het. Nou voor ons groet, kom ons bid eers gou saam. Liewe Jesus, dankie vir vandag se les en dat U ons geleer het dat sonder U kan ons nie ons lig vir U skyn nie. Help ons asseblief om aan U connected te bly sodat ons helder vir U kan skyn. En Here, help ons ook asseblief om te bid en ons Bybels te lees en ander lief te hê soos U wil hê ons moet, sodat ons 'n lig in hierdie donker wêreld kan wees. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So julle onthou nou om connected te bly aan God sodat julle lig nooit dood gaan nie. En julle moenie vergeet om nou julle foto's van julle kraals in te stuur sodat ons dit nou in volgende week se les kan deel nie. Mag julle almal nou 'n geseënde week hê. Baie julle